Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Aan my en jou Christelike geloof, wat geen ander godsdiens het nie. En dis die feit dat Jesus leef. Niemand anders het dit nie. Al die ander se leier of se voorloper is nie meer daar nie. Klomp goed gesê, gesterf en so is dit. Jy sien, en ek kan nou nie onthou wie Boeddha of dit Boeddha was en of dit Mohammed was nie, wat aan die einde van sy lewe op sy sterfbed hierdie woorde geuiter het. Ek het nie my doel bereik nie. Kan ek vir jou sê, wat het die koning van my lewe gesê? Die laaste woorde wat hy gesê het. Hy het gesê, dis nou klaar. Dis volbring. Ek het alles gedoen wat nodig was, en toe staan hy 3 dae later op. Ek en jy is nie besig met 'n dooie God nie. Wie van julle het daai videoetjie gesien op oralsters op sosiale media van hulle vra vir hierdie snaakse pastoor, so grapperige ou. Hulle sê vir hom, wat maak vir hom Christendom anders as enige ander godsdiens? En hy sê wel, as hy in die straat afstap en hy soek rigtingaanwysers vir waarheen hy op pad is. En hier lê 'n dooie ou en hier's 'n lewendige ou. Vir wie gaan jy rigting vra? Vir die een wat leef. Want die een wat dood is, kan nie vir jou rigting gee nie. Ek wil vanoggend so vir 'n oomblik herinner, terwyl ons hierdie naweek onthou wat Jesus vir ons gedoen het, wil ek jou vanoggend so vir 'n paar oomblikke herinner aan die tuimeltrein week wat hierdie disippels gehad het. Nou as jy gewonder het wat is tuimeltrein, dis rollercoaster in Afrikaans. Is julle nou almal met my? Okay? So kom ons praat oor die rollercoaster week wat die disippels gehad het. Vandag 'n week terug noem ons Palmsondag. En dis die Sondag wat Jesus op die donkie in Jerusalem inkom en hulle het dadelpalmtakke gevat en dit gewaai en op die grond gegooi en hulle het vir hom gesing en hom verwelkom. Minder as 'n week later skree daai selfde mense kruisig hom. Dit was 'n rollercoaster. Sy disippels stap saam met hom in Jerusalem en almal is bly en opgewonde oor die koning wat kom. Donderdag aand sit hy saam met hulle en hy's besig om die laaste Pasga saam met hulle te vier. Hy stel die nagmaal in en hy sê vir hulle, ek gaan nie weer saam met julle eet, want dis tyd dat ek moet sterf. So gebeur dit, dat hy gevange geneem word, 9 uur Vrydagoggend word hy aan die kruis vasgespijker. En hy sterf. Ongeveer 3 uur. Dis Vrydag laatmiddag, en die tyd is min. Jesus het gesterf en sy liggaam moet baie vinnig in die graf geplaas word, voordat die Sabbat begin. Want dan mag niemand werk nie. Vinnig het hulle die liggaam van hulle geliefde seun van Maria, broer, leier en meester, in die tuingraf gaan neerlê. Sondagoggend, voordat wanneer die Sabbat verby is, sal hulle speserye vat en sy liggaam gaan salf, want daar's nie nou tyd nie. Hy moet voor 6 uur in die graf geplaas word, voor die Sabbat begin. Sondagoggend, toe dit begin lig word, is Maria en 'n paar ander vroue na die graf toe op pad met speserye wat hulle voorberei het vir sy liggaam. Met hulle aankoms by die graf
kry hulle die graf oop. Hulle gaan in om te sien dat Jesus se liggaam nie daar is nie. Buite verskyn daar ewe skielik engele aan hulle en een van hierdie engele vra vir Maria hierdie vraag: Waarom soek jy die lewende tussen die dooies? Net soos hy voeltjies sing, het ek en jy vanoggend rede om te sing. Ja, hy het opgestaan net soos hy gesê het. Vol verwondering hardloop hierdie vroue om vir die disippels te gaan vertel wat hulle gesien het. Hulle maak vir Petrus en vir Johannes wakker. Petrus en Johannes spring op en hulle hardloop na die graf om vir hulle self te sien. Binne in die graf vind hulle nie 'n liggaam nie, hulle vind net die doeke waarmee Jesus toegedraai was. Petrus en Johannes is met harte vol verbasing en verwarring terug huis toe. Die Bybel sê hulle het nie verstaan wat hulle beleef het nie. Terwyl hulle teruggaan huis toe, bly Maria agter en skielik staan Jesus by haar. Maar sy herken hom nie. Hy vra vir haar: Vrou, hoekom huil jy? Na wie soek jy? Sy het gedink, dis die tuinier van die tuin, en sy antwoord hom: Meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het. En Jesus antwoord haar met hierdie woord: Maria. En in die oomblik toe hy vir haar naam noem, herken sy hom en sy roep uit: Meester. Jesus sê vir haar: Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Hoe amazing is hierdie uitspraak, hierdie verklaring wat Jesus maak nie? Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan vertel vir my broers, ek vaar op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. Jy sien, reg deur Jesus se lewe op aarde, het hy verwys na my Vader. Reg deur sy bediening op aarde het hy verwys na die Vader. Dis juist hierdie woorde waar hy na God verwys het as my Vader, wat gemaak het dat die Fariseërs en die skrifgeleerdes hom aangekla het van laster. Dit was die beskuldiging teen hom. Reg deur die evangelies sien ons hoe Jesus se volgelinge naby hom wil wees, naby hom wil leef. En ek dink daar was 'n paar redes voor. Een was, hulle wou naby Jesus wees, omdat hulle besef het en gesien het wie hy was. Ek dink die ander baie belangrike rede, hoekom Jesus se disippels naby hom wou wees, is omdat Jesus se disippels gevoel het, naby Jesus het ons 'n koneksie met die Vader. Want Jesus het self gesê, as julle my sien, het julle my Vader gesien. Ek dink dis hoekom dit vir hulle ook so erg was toe hy sterf aan die kruis, want
Hy was nie net hulle leermeester nie, hy was nie net die een wat vir hulle gelei het nie, hy was nie net die een wat wonders onder hulle gedoen het nie, hy was ook die een wat hulle verbind het met hulle hemelse Vader, en nou is hy weg. Maar toe hy opstaan, toe maak hy hierdie verklaring, ek vaar op na my Vader en julle Vader. Na my God en julle God. Kan ek vir jou sê, Jesus het opgestaan sodat die hemelse Vader my Vader kan wees. Jesus het opgestaan en opgevaar hemel toe sodat ek en jy vanoggend kan sê, hy's my God. Jesus het opgestaan en daarom is ek geregverdig en kan ek in verhouding met Jesus staan. Romeine 4 vers 25 sê, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, hy is oorgegee om te sterf vir my en jou misdade. En opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Hy het opgestaan sodat ek en jy in die regte verhouding met ons Vader kan staan. Ek kan voor God die Vader in sy teenwoordigheid staan, omdat ek 'n hoëpriester het wat vir my intree in die hemel. Die Bybel noem hom in Hebreërs 7 vers 25 'n advokaat, een wat vir ons intree. Ek en jy kan vanoggend sê my Vader. Ek en jy kan vanoggend sê my God, omdat Jesus opgestaan het. Kan ek vir jou sê, as Jesus gesterf het aan die kruis en nie opgestaan het nie, het ek en jy nie vanoggend die voorreg gehad om te sê my Vader nie. Want hy het opgestaan. Daar's soveel krag in hierdie opstanding van Jesus, en dis juist dit wat vir my en jou die krag gee om ons lewe te leef. Kan ek jou vanoggend mooi vra, hou asseblief op om in jou eie vermoë God te probeer behaag en God te probeer dien, want dis nie iets wat ek en jy gaan regkry nie. Paulus het gesê, sodat ek hom sal ken in die krag van sy opstanding. Paulus het geweet, as ek vashou aan die feit dat hy opgestaan het, as ek vashou aan die feit dat hy vir my intree in die hemel, as ek vashou aan die feit dat dit my Vader en my God is, gaan ek krag hê om te leef soos wat hy wil hê ek moet leef. As jy vanoggend saam met my wil blaai, gou na 'n gedeelte toe in Romeine hoofstuk 6. Dit gaan nie op die bord wees nie. Soos jy die Bybel gebring het, kan jy gou soontoe blaai. En as jy daar is, kan jy sê amen. Ek moet net hoor of julle stemme nog werk, né? Romeine 6. Ek lees van vers 1 af. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus, hoor mooi, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe, in 'n nuwe lewe kan wandel. Jesus het opgestaan sodat ek en jy in 'n nuwe lewe kan wandel. Dis die rede hoekom hy opgestaan het, om vir my en jou nuwe lewe te gee. Vers 5 sê, want as ons met hom saamgegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie.
Die Bybel kom en hy sê, Jesus het opgestaan sodat ek en jy nuwe lewe kan kry, sodat ek en jy nie meer in diens van sonde kan wees, hoef te wees nie, maar in diens van my Vader en my God. Want hy wat gesterf het is regverdig, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Vers 9, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie, en oor jou ook nie. Dit was 'n goeie plek. Kan ek dit weer sê? Want julle het nou almal amen gesê vir dit was 'n goeie plek. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dood, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie, as ek die nuwe lewe wat hy vir my gee aangryp, dan heers die dood ook nie oor my nie. Daar's lewe. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Jesus het opgestaan en dis die rede hoekom ek vandag nie vir myself leef nie. Jesus het opgestaan en dis die rede hoekom ek hoop het vir môre. Want my lewe is nie in my hand nie, dis in syne. Jesus het opgestaan en daarom, dis die rede dat my lewe gevul is met vreugde te midde van my omstandighede, want weet jy wat, dit gaan nie oor die omstandighede wat ek myself in bevind nie, dit gaan oor die verhouding wat ek het, want ek kan omdat Jesus opgestaan het sê my Vader. My Vader. Wie van julle het ooit in jou lewe vir jou pa iets gevra? Ons almal, ja. Nee? Ons almal, nee? Sê my gou, is dit makliker om vir jou pa iets te vra as vir iemand anders se pa? Ek kan dink dat dit miskien as jou pa moeilik was, bietjie anders kon gewees het, maar dis die maklikste, nee? Ek hoef nie met iemand anders se vader te gesels oor my omstandighede en dit wat ek beleef nie. Dis my Vader. Dis my God. Want Jesus het opgestaan. Hy het opgevaar na sy Vader en my Vader. Na sy God en my God. Hierdie versekering dat ek die ewige lewe het en dat ek in verhouding met my Vader leef, gaan my hele lewe affekteer. As ek leef in die wete en in die besef dat Jesus opgestaan het en vir my nuwe lewe gegee het, dan moet ek daarom nuwe lewe leef. Dis baie belangrik. 'n Nuwe lewe waarin ek anders na werk kyk. 'n Nuwe lewe waarin ek anders kyk na die manier hoe ek aanbid. 'n Nuwe lewe waarin ek anders kyk na Bybelstudie, want dis nie net 'n boek wat ek moet lees nie, dis 'n brief van my Vader wat my lewe beïnvloed en dit maak soos wat hy wil hê dit moet wees, want sy plan en sy droom is beter as myne. Hierdie nuwe lewe is 'n lewe wat my stilte tyd beïnvloed, want dis nie nou meer 'n rympie nie, hierdie nuwe lewe is 'n verhouding, dis ek gaan sit by my Vader, ek praat met my Vader oor dit wat in my lewe aan die gang is, en hy praat terug. En as ek jou vanoggend net na dit toe kan motiveer, kom op 'n plek waar jy dit beleef, dat hy nie net
iemand anders se vader is nie, maar jou Vader. Hierdie nuwe lewe affekteer my manier van omgee verander, want hy is liefde, en as sy liefde in my lewe is, dan gaan ek liefde uitleef teenoor ander mense. Ons het vanoggend daaroor gesels voor die diens, dat die manier hoe ek vir God wys dat ek hom liefhet, is deur die mense om my lief te hê. Want Johannes kom en hy skryf, en hy sê, hoe kan jy sê dat jy God liefhet wat jy nie kan sien nie, maar jy haat jou broer wat jy kan sien? Die manier hoe ek vir God liefde wys, is om by my medemens te begin. Ek wil vir jou sê, as jy nuwe lewe by Jesus gekry het, as jy hierdie nuwe lewe kies wat hy vir jou gee, dan gaan my manier van met ander mense werk verander. Hierdie nuwe lewe vul my met lewenskrag. Krag om 'n anderster lewe te leef. Dis die rede dat ek my lewe tot sy beskikking stel. Jesus het opgestaan, en dis hoekom ek vanoggend weer bevestig, Here, hierdie lewe leef ek nie vir my nie, maar vir U. Want ons lees weer vir jou in vers 11, hy sê, so moet julle, vers 10, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Vers 11, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God. In Christus Jesus ons Here. As ek die nuwe lewe wat Jesus my gee, kry, en ek neem dit aan, wat doen ek daarmee? Ek leef vir God. Hy gee nie vir ons nuwe lewe, sodat ek daarmee kan maak wat ek wil nie. Hy gee vir ons nuwe lewe, sodat ek en jy dit kan gebruik, vir dit waarvoor hy ons gemaak het. Dit waarvoor hy ons beplan het. Hoor wat sê vers 12 en vers 13, hy sê so mooi, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God. As mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Isak, kom gou hier, François, kom gou hier, asseblief. Hierdie twee versies sê vir my, staan hier bo, amper laat ek hom onder staan, toe onthou ek dan, nee? Alright? Hierdie twee versies sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie, dat julle aan sy begeerlikhede nie sou gehoorsaam wees nie. So in elke een van ons lewe is daar hierdie sondige natuur wat my wil beheer, maar omdat Jesus gesterf het, is hy nie meer my baas nie. Jesus is koning van my lewe, omdat ek dit aanneem. Nou sê hy, moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Hier's een ou, dis sy lewe, hy doen wat hy wil. Daarom gebruik hy sy talente, daarom gebruik hy sy skatte, daarom gebruik hy sy hele lewe om te doen wat hy graag wil. Sy begeertes. Hier's 'n ander ou. Sy lewe was een wat hy vir homself geleef het. Een waar hy met sy skatte gedoen het wat hy wou. Een waar hy met sy tyd gedoen het net wat hy wou. Een waar hy met sy talente gedoen het net wat hy wou. Sy droom, ek het hierdie talent en ek gaan dit uitleef. Toe kom daar 'n dag in sy lewe waar hy die besef kry dat Jesus gesterf het sodat sonde nie meer sy baas hoef te wees nie. Die sonde wat sien julle, ek kan maar die touwtjies trek, niks gebeur nie.
sonde beheer nie meer nie. Want hy het nuwe lewe gekry. Maar nou kies hy elke dag. Hoor mooi. Laat die sonde oor julle sterflike liggaam nie heers nie. En moenie die begeerlikhede aan sy begeerlikhede gehoorsaam wees nie. En moenie julle lede tot beskikking stel van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Nou kies hy elke dag my lede. Wat is dit? My mens, my alles wat ek is. Gaan nie gebruik word vir die lyding van sonde en ongeregtigheid in my eie planne en idees in my lewe nie. Ek gaan my lede, my alles, my mens wees, my talente, my tyd, my skatte. Met 'n ander woord kry vir skatte in Afrikaans. In Engels is dit so lekker, my time, my talent and my treasures. The 3 T's, maar nou, my talente, my tyd en my skatte, gaan ek gebruik vir wat? Tot beskikking van God. Hoekom? Want ek is uit die dood lewend geword en my lede is werktuie van geregtigheid in God se diens. Een ou leef nog sy idee van lewe, wat eindig in dood. 'n Ander ou het gekies, ek wil vir ewig leef, en daarom besluit hy wie ek is, en wat ek doen, is vir sy eer en vir sy diens. Dankie. Dis nie waar van Isak nie, hoor, dit was net 'n voorbeeld. Nee. Ek maak net seker, jy is ook saam met my op die bladsy, né? Die 2 manne hier gestaan vanoggend, my vraag is, watter een is jy? Is jy die een wat jou planne, jou begeertes, jou doelwitte en jou prioriteite in God se hand sit en sê, Here, U is in beheer van môre. Ek leef, dat dit wat ek doen, vir U diens en vir U plan sal wees. Ek leef vir die eer en die heerlikheid van die een wat vir my lewe gegee het. Die lewe wat ek en jy het hy vir ons gegee, omdat ek dit het, leef ek dit vir hom. Vanoggend het ons die amazing voorreg om 'n klomp mense te doop. En ek wil daai ouens, kom sit julle so lank hier voor. Almal wat gedoop word, kom sit julle so lank hier voor. En terwyl hulle vorentoe kom, hierdie is mense wat vanoggend hulle geloof kom bely. Hulle geloof in Jesus kom erken. Ek glo dat hy vir my gesterf het. Ek glo dat my sonde weggewas is. Ek glo in die nuwe lewe wat Jesus vir my gee. Dis hoekom hulle hier voor sit. Hierdie is mense wat hulle lewe vir hom oorgegee het, wat die gister vir hom gegee het en gesê het, Here, gee my daardie nuwe lewe, ek wil dit vir U leef. Hierdie is mense, en dit moet julle mooi hoor, nie net julle nie, maar julle almal wat jare terug gedoop is. Ja. As jy tot bekering gekom het en jou laat doop het, wil ek jy moet hoor wat ek vanoggend sê. Daai is die begrawe van die ou lewe. So dit gelees, in die doop is ons saam met hom gekruisig, ons is saam met hom dood, en ons het saam met hom opgestaan in wat? In 'n nuwe lewe. Wanneer ek my laat doop, kies ek die nuwe lewe wat Jesus vir my gee. Daardie nuwe lewe is een wat ek leef in sy diens.
En ouens, ek weet, wie wat daardie dag toe ons gedoop is, toe jy uit die water uitklim, toe jy amper nie tyd gehad om droog aan te trek nie, jy wou net iets vir die Here doen. En dan vergeet ons, along the way, soos wat die lewe gebeur, dat ek nuwe lewe gekies het. Nuwe lewe gekies het, wat alles wat ek is en wat ek het gebruik, as werktuie van geregtigheid in die diens van my Vader. Hierdie vanoggend is mense wat kies om die nuwe lewe wat God vir hulle gee, deur Jesus se dood en opstanding vir God te leef. Hierdie mense sê vanoggend, Here, dankie vir nuwe lewe. Ek erken voor al hierdie mense dat ek kies u nuwe lewe. Hierdie mense sê vanoggend, help my en lei my en gebruik my Vader, want die lewe wat ek nou leef, leef ek vir u. Die doop is niks anders as die vat van 'n nuwe lewe, en hoor hier, en die aanmeld vir diens. As jy jou laat doop het en nog nooit aangemeld het vir diens nie, meld net aan vir diens. Julle het nou gehoop, julle moet weer gedoop word, nee? Meld net aan vir diens. As jy jou nog nooit laat doop het nie, is ek seker daarvan, as jy bereid is om met natklere huis toe te gaan, doop ek jou sommer vandag. Want Jesus het opgestaan sodat jy nuwe lewe kan leef. Kies dit. Wil jy nie net vanoggend, en ek praat met hierdie ouens, wil jy nie net vanoggend net weer bevestig, Here, u het alles vir my gedoen wat nodig was, sodat ek vandag kan uitroep, my Vader en my God. Wil jy nie net vanoggend bevestig dat jy in verhouding met God staan en dat Jesus as advokaat vir jou intree in die hemel nie? Wil jy nie net vanoggend weer met alles in jou kom aanmeld en sê, Here, die lewe wat ek leef is nie myne nie. Dis vir u. Ek meld aan vir diens. Die doop is nie net 'n belydenis in my geloof in Jesus en die vat van my nuwe lewe en die begrawe van my ou lewe nie. Dis 'n aanmeld van diens. Wil jy nie net vanoggend na God toe gaan en sê, die lewe wat ek leef, Here, is nie myne nie. Dis die lewe wat u vir my gegee het, daarom wil ek dit vir u leef. Wil jy nie net vanoggend weer na hom toe gaan en sê, Here, my tyd, my talente en my skatte is nie myne nie, dis iets wat u vir my gee, sodat ek in diens van u kan staan. Die werk wat die Here jou gegee het, het hy vir jou gegee, sodat jy vir hom iets daar kan doen. Die salaris wat jy kry, het hy vir jou gegee, sodat hy vir jou kan voorsien en jy vir hom iets kan doen. Die mense in jou lewe wat jy ken, kennisse, familie, vriende, is mense wat God in jou lewe gedeponeer het, sodat jy die nuwe lewe wat hy in jou geplaas het met hulle kan deel, sodat God ook hulle Vader kan wees. Wil jy nie vanoggend sê, Here, die lewe wat ek leef behoort nie aan my nie. Dit behoort aan u. Paulus roep uit in Galasiërs 2 vers 20 en hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek leef nie meer vir myself nie, ek leef vir hom.